Moenie te lank wag nie. Moenie te lank wag nie. Het daai woorde ook al by jou kom spook, veral wanneer jy wel te lank gewag het, wanneer dit te laat is om nog iets te doen, wanneer jy besef, jy het hierdie begeerte gehad, hierdie dringende behoefte gehad om iets te doen, om iemand te gaan sien, maar jy het uitgestel, jy het gewag, daar's nog tyd, en dan skielik eensklaps is dit te laat. Jy sien, tyd is 'n baie snaakse ding. Van die groot wetenskaplikes het eintlik gesê, tyd is 'n illusie, tyd bestaan nie. Tyd is eintlik net 'n breekdeel van 'n oomblik. Want gister is vir altyd verby, 'n minuut gelede is vir altyd verby, jy kan nie teruggaan soontoe nie, net in jou gedagtes. Die toekoms moet nog aanbreek, jy weet nie, gaan dit ooit vir jou aanbreek nie. So daardie gaping tussen die verlede, of net nou en later of môre, is net 'n haarbreedte, dit is net hierdie oomblik wat jy nou leef. Want vandat hierdie video begin het tyd, sogenaamde tyd, verbygegaan. Jy kry dit nooit weer terug nie. Al wat jy het is hierdie oomblik, hierdie oomblik wat jy nou na hierdie video kyk, hierdie breekdeel van 'n sekonde. En dis hoekom wetenskaplikes sê, tyd is eintlik 'n illusie, dit bestaan nie. Maar kom ons kyk dan vandag so effens anders daarna. Kom ons sê, ja, gister het ons beleef en ons sien uit na môre en daar's nog tyd om sekere dinge te doen en ek gaan dit doen en ek beplan dit en partykeer werk dit en partykeer nie. Maar ek wil nog steeds vir jou sê, moenie te lank wag nie. Want wat ons ook al dink en voel oor tyd, die wetenskaplikes is heeltemal korrek. Ten minste stem hulle saam met die Bybel ook. Ons lees op verskeie plekke, Hebreërs 4 vers 7 is een van daardie plekke. Daar skrywe die skrywer, vers 7, God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, naamlik nou. En dan het hy gesê, vandag, nou, as julle sy stem hoor, moet julle nie meer langer hardkoppig wees nie, moenie uitstel nie. Hy sê ook in Jakobus 4 vers 13 tot 14, lees ons ook in die Bybel, daar skrywe ou Jakobus, julle wat dink, dat julle nog môre en oormôre in 'n jaar lank ergens gaan bly en sake gaan doen en baie geld gaan maak, julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal lyk nie, julle weet nie eens hoe julle lewe oor 'n uur van nou af sal lyk nie, sê die Bybel hier. Julle is maar 'n damp wat in oomblik verskyn en dan sommer weer verdwyn. Die Bybel is baie uitdruklik daaroor. Nou, vandag is die tyd om sekere dinge te doen. Moenie uitstel nie, moenie te lank wag nie, want werklik oor 'n paar minute van nou af kan iets vir ewig, heeltemal, forever te laat wees. Dink maar net aan jou gesondheid, fisies en emosioneel. Hoe lank stel mense dikwels uit om 'n dokter te gaan sien as hulle iets vreemd in hulle liggaam ontdek? Miskien omdat hulle bang is vir wat die dokter sal sê, of miskien omdat hulle dink, ag, daar's nog tyd, ek is nog jonk, ek is nog sterk, ek sal later gaan, ek kan nie nou nie, ek het 'n vol program, ek sal nog eendag gaan. En ook as dit 'n emosionele probleem is wat jy ontwikkel, ek hoor nou die dag iemand sê, dat die gemiddelde tyd wat mense wag, voordat hulle met iemand gaan praat oor die depressie wat hulle ervaar. Die gemiddelde tyd wat die meeste mense wag is 10 jaar. 10 jaar lank knaag hierdie ervaring van depressie en uitbranding aan hulle lewe, maar hulle
Hulle gaan aan, hulle stel uit, hulle ploeter net voort. En dan tree dinge in soos heeltemal 'n burn-out, 'n uitbranding. 10 jaar is die gemiddelde tyd. Daar's mense wat selfs nog langer wag as dit. En dan is die skade daar, dan kan die sielkundige, die psigiater of die mediese dokter vir jou sê, as jy net lank al gekom het, maar ons stel uit, want ons dink altyd daar's nog tyd, terwyl ons altyd wat ons het, is 'n breekdeel tussen net nou wat verby is en net nou wat nog moet kom. En dis my en jou lewe op hierdie oomblik ook. Ek het nie eens die versekering dat ek hierdie video gaan klaarmaak nie. Ek het net hierdie oomblik. En daarom moet ek nou aanstoot om die video wel klaar te maak, want ek kan nie te lank uitstel nie. Moenie te lank wag nie, ook nie wat dinge in jou verhoudingslewe betref nie. Want die meeste verhoudings tussen vriende of tussen mense wat mekaar lief het in huwelike wat skipbreek ly, is nie iets wat in 'n oomblik snap in verby is nie. Dit is gewoonlik 'n ontwikkeling. Dit is 'n verwydering, 'n vervreemding tussen twee partye, tussen vriende, tussen geliefdes. En dit groei en jy begin ervaar, dinge is nie meer so bright, is nie meer so heerlik, is nie meer so aangenaam soos altyd nie. Want life happens, ander goed happens ook sê hulle. Maar ons stel ons uit, ons sal nog weer eendag 'n bietjie tyd maak vir mekaar. Ons sal nog weer eendag regtig gaan sit en gaan praat. Ons sal nog weer eendag tyd maak om te gaan sit en luister na mekaar. Om regtig te luister, intens te luister, om te gee, om daar te wees vir iemand. En dan op 'n dag as om watter rede ook al hierdie vriendskap, wanneer hy die laaste strooitjie op die rug kry, wanneer hierdie vriendskap dan eintlik niks meer tot niks kom nie, wanneer hierdie verhouding tussen twee mense wat mekaar innig en opreg lief gehad het, uiteindelik regtig waar doodgaan, droog word, soos droë brandhout, dan besef 'n mens, die ding kom al 'n lang pad, maar ek het nooit genoeg aandag gegee nie. Ek het heeltemal te lank gewag hiermee. Dieselfde gaan ook oor jou drome en jou ideale wat jy het. Baie mense is so besig met die noodsaaklike, soos om dag tot dag te werk, of om kinders deur skool te kry. En dan het hulle hier binne in hulle, hierdie behoefte, hierdie droom om iets te doen, iets groot. Maar ons kom net nooit daarby uit nie. Ons stel uit, eendag sal ek nog, eendag wanneer ek aftree, eendag wanneer dinge rustiger gaan, eendag wanneer die kinders uit die huis uitgaan. Maar weet jy, as jy na die horlosie kyk en jy sien hoe tik die minute verby, of die uurglas, en jy sien hoe val hy korreltjies daar uit die uurglas uit, moet jy nou vandag 'n baie goeie perspektief op tyd begin kry. Daardie tyd, daai sekondes wat verbygaan, is nie tyd wat verbygaan nie, want tyd gaan nie verby nie. Tyd is net 'n oomblik wat ek nou ervaar. Môre en gister is nie meer tyd nie, dis gone. Ek het net 'n breekdeel van 'n oomblik in hierdie lewe, elke oomblik. So, elke sekonde wat verby tik, is nie tyd wat verbygaan nie. Weet jy wat tik verby? Jou lewe tik verby. Dit is wat verby tik. Jou lewe tik verby, breekdeel vir breekdeel van 'n sekonde, gaan jou lewe verby, tik jou lewe om. Moenie te lank wag nie. Want uiteindelik wanneer jy iets wil doen, het jy nie meer die krag nie, het jy nie meer die energie nie, het jy nie meer die gesondheid nie. Het jy net nie meer die lus ook nie. Sien jy net nie meer 'n uitweg vir jou nie. Het hierdie ding net hopeloos te groot gegroei. Is dit onhanteerbaar vir jou. Jy kan vandag nou nog op hierdie oomblik, wanneer jy na hierdie boodskap luister, dan kan jy as ware tog maar net weer die Here se stem hoor, wat ons net nou gelees het in Hebreërs hoofstuk 4. Daar staan, die Here het immers weer 'n dag bepaal. En die Here het vir jou 'n dag bepaal. En die Bybel sê, daardie dag is vandag. Wat is daar wat jy vandag moet begin doen?
dat jy vandag moet besluit, ek kan nie wag vir môre nie, want môre kom dalk net nooit weer nie. Môre breek net nooit weer aan nie. 'n Telefoonoproep, die kry jy en sê, iemand is net nie meer met jou nie. Ek het dit al so baie keer vertel. Ek het op 'n stadium in my lewe uitgewerk, toe ek sien hoe oud my ma is. En sy bly daar bo in Namibië in Keetmanshoop en ek is hier onder in Port Elizabeth. En finansiëel is dit nie vir my altyd so moontlik om gereeld te kan gaan kuier nie. En toe werk ek uit, as ek nou nog 1 keer 'n jaar by haar kan gaan kuier. En sy lewe nog 10 jaar. Sy was toe 66, amper 67. Dan sal ek haar nog net 10 jaar in my lewe sien. En dit was my verskriklik om dit te dink. Ek gaan haar dalk nog net 10 keer sien in my hele lewe. Dit het ek gedink die laaste keer wat ons by haar gaan vakansie hou het. Het dit my getref. Sy's nog sterk, sy's nog gesond vir haar ouderdom. Sy werk nog elke dag. Sy's aan die gang, sy het lewenslus. Maar ek gaan haar nog net 10 keer in my lewe sien. Dit het ek gedink toe ons teruggekom het van daai vakansie, min wetende. Ek gaan haar nooit weer sien nie, nie lewendig nie. Die volgende wat ek haar gesien het, was in haar kus. Na ek 'n oproep gekry het, Jan, jou ma is dood. So vinnig. So vinnig. Ek het nie eens by 1 keer van daai 10 ooit weer uitgekom nie. En so gebeur het met baie ander dinge, as ek nou dink, hoeveel van my klasmaats is al oorlede. 'n Paar van hulle sommer die eerste jaar na skool. Bloedkanker. Motorongeluk. Ons kan opnoem. Onlangs nog weer. Het ons maar net gehoor, die bome word uitgekap. En is nog jonk, hulle is jonk en baie van hulle was werklik waar top fiks atlete. Hulle het SVA, sy het Wesklere gekry in hulle sport. Moenie te lank wag nie. As die Here nou iets op jou hart druk om te doen, doen dit vandag. Ook wanneer ons wil besluit oor ons lewe met die Here. Die Bybel is ook vol daarvan. Besluit vandag wie julle wil dien. Dit het Josua gesê, toe hy by Moses oorgeneem het daar gestaan, besluit julle vandag wie julle wil dien. Elia het dit gesê op die berg van Karmel, toe hy met die volk en die ouens daar gepraat het, hy gesê, vandag moet julle besluit wie julle wil dien, vir Baal of vir die God wat jy van kleins af leer ken het. Besluit vandag en begin doen dit vandag om in jou gesondheid, in jou emosionele gesondheid, om in jou verhouding, om in jou lewensdrome, om in jou geestelike lewe daarin te belê, want die lewe is regtig net so kort. Ons dink hy's 90 jaar, 80 jaar, 70 jaar, ewen dit gaan soos 'n oogwink verby. Self dit kan 'n mens nie glo. Ek was 50, 60 jaar gelede, was ek in matriek, 70 jaar sommige ander mense wat ouer geword het. Kan jy jou dit indink? Dit is net so kort. Tyd is 'n illusie. Dit is 'n oomblik. Gebruik hierdie dag, elke oomblik wat jy het, om die Here te dien, om voluit te lewe, om mense rondom jou lief te hê, jou kinders, jou man, jou vrou, jou familie. Want binne volgende sekonde kan alles verander. Mag die Here jou vandag vrede gee oor vandag, en dat jy dit vandag sal gaan doen. Dit wat hy op jou hart lê, dit wat jy op jou eie hart lê, dit wat in jou kop so lank al praat met jou. Vandag, as jy sy stem hoor, en hierdie is sy stem, vandag, moenie langer uitstel nie. Jy weet wat dit is wat jy moet doen.